Familie, goeiemôre, dit is Saterdag. Dankie dat jy vanoggend inskakel vir ons laaste oordeenking van hierdie week. Psalm 73 vers 26 sê vir ons: selfs al vergaan my krag en raak my hart weerloos, bly God die rots wat my sterk hou. Daar is iets uniek aan die einde van 'n jaar. Dit bring nie net 'n terugflits na die jaar nie, dit bring 'n vreemde mengsel van moegheid, van dankbaarheid, van vrae en soms selfs 'n klein stukkie hartseer oor wat nog nie klaar is nie, die werk wat nog moet klaarkom voor ons gaan vakansie hou. En die laaste deel van die jaar voel vir baie soos ons na bene wat swaar is, na 'n lang wedloop. Maar as jy hier, waar baie voel, hulle wil net klaar maak, ontmoet die Here ons met 'n ander uitnodiging. Nie net om deur te druk nie, maar om hom te vind. Psalm 73 is 'n eerlike psalm. Asaf erken sy hart raak weerloos, sy krag vergaan. Dit is nie dramaties nie, dis eerlik. En juis in hierdie erkenning verskyn die kern van sy geloof. God bly die rots wat my sterk hou. Die beeld is nie van 'n God wat jou net motiveer nie. Dit is 'n God wat jou dra. 'n Rots waarop jy kan leun wanneer jy nie meer die gewig van die jaar alleen kan dra nie. En let op, ons sien hier in Psalm 73 dat God wys, hy is sterk. Psalmskrywer kom hy bely sy swakheid en daar ontdek hy God se standvastigheid. En God se teenwoordigheid weeg swaarder as jou jaar se uitputting. Teen die einde van die jaar sien jy alles duideliker. Die goed wat God gedoen het, maar ook die dele wat nog stikkend, onseker of onvoltooid voel. En dit kan jou moeg maak, maar moegheid is nie 'n teken dat jy misluk het nie. Dis 'n teken dat jy 'n mens is. En dat God jou nie los om alles alleen te dra nie. Die Here staan nie aan die begin van die jaar en wag vir jou om aan te kom nie. Hy loop saam met jou tot in die laaste meter van hierdie jaar. Die God van Januarie is die God van Desember. En hy is nie uitgeput nie. Hy is nog vol krag. Die einde is nie die slot nie. Dit is die begin. Die begin van 'n oomblik waar ons kan stil staan en ons harte transformeer, ons harte regkry vir 2026. God gebruik nie net jou belonings nie. Hy gebruik selfs die uitputting wat jy dalk nou ervaar om jou te vorm. En wanneer jy teen die einde van die jaar besef wat jy nog nie gekry het nie, wat nog nie reg is nie, is een ding wat ons kan doen, is ons om ons houding, ons vrese, ons gewoontes vir God te gee vanoggend. En toe te laat dat hy kan uithaal wat hy wil uithaal en kan terugsit wat hy wil terugsit vir die nuwe jaar. Want hy is ons rots. Hy is die een wat naby ons is. Hy is die konstante genade. So vandag prakties. Hoe laat ons toe dat God ons hier aan die einde van die jaar vorm? Word vanaand of word vanoggend, of word môreoggend, wanneer jy tyd het, doelbewus, net 'n paar minute stil. Nie om 'n lys van 'n klomp dankbare dinge net neer te skryf nie, maar om werklik te evalueer, wat het hierdie jaar met my gebeur? Erken waar jou krag dalk opgeraak het. Sê vir God wat jy eintlik voel. Nie net wat jy dink jy moet sê nie, maar wat werklik hier aan die gang is. Dawid het gekom, hy was eerlik. En deur eerlik te kon wees met God, het hy sy nabyheid ervaar. En ek wil jou uitnooi, skryf 3 woorde neer, wat jou geloof hierdie jaar beskryf het. En dan, skryf 1 woord neer, wat jy ervaar die Here vir jou sê om te doen, vir 2026. Laat toe dat hy jou kom vorm, laat toe dat hy daai gaping wat nou daar is, kom vul. Sodat jy sal besef dat terwyl hierdie jaar dalk op 'n einde is, dit nie die einde is nie. Maar dat God besig is met iets groter wat jy dalk nog nie kan sien, nog nie ervaar nie. En loop met daai woord in 2026 in. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie dat U ons deur hierdie jaar gedra het. Ten spyte van soveel uitdagings, soveel dinge. Here, dankie dat U vanoggend nog steeds aan bewind is.
Dankie dat U vanoggend aan die regterhand van God sit en U regeer oor hierdie hele aarde. En ek kom bid vandag, Here, dat U ons net sal kom ontmoet hier waar ons is. Here, hier aan die einde waar ons moeg voel, waar ons voel, ek weet nie lekker hoe ek alles gaan klaar kry voor die einde van die jaar nie. Daar't soveel dinge gebeur in hierdie jaar, Here, maar ek kom bid. Mag U ons net kom vul. Mag U ons deurdra tot die 31 Desember en mag ons 2026 werklik begin met 'n ongelooflike storie van U genade. Dankie, Here, dat ons dit vanoggend van U kan vra. In Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike naweek verder hê. Ek wil jou uitnooi, as jy dalk moontlik in Alberton is môre, kom sluit by ons aan. Ons is by NG Suid Gemeente môre om 11:00. Maar as jy aanlyn saam met ons reis, skakel môreoggend 9:00 in vir ons aanlyn boodskap. Baie dankie dat jy hierdie week saam met my gereis het. Groet jou in Jesus naam. Amen.